weet? Lei my, Here lei my. Welkom vanavond aan elkeen. Amen. Goed, dat is maar zo. Sjoe. Liefdes. Wanneer een mens die geest van God in jou heeft, dan kan nie anders wees as om vrolijk te wees. Amen. Regtig. Want as jy vrolijk is, dan is daar iets vol. Maar geliefdes, nie te min aankondigings van die week. Eino. Wat hier laai pastoor thuis vir hy gaan, jeugd toegemaak gereers, sondagoggend woonbediening, sondagoggend diens pastoor Erik, donderdag 12 is onder die seker onder die helft aan, ne? Ja, die wande, weet. Ja. En Saterdag 14e in Elisha. Geliefdes, is hy hier? Nee, ek weet dan ons nou nie van ons mee, is jammer net so, ons sal ook nie eet hier weet nie. Ai, dis is graas weer. En ek raak nou so dim. Ek wil net sy baie werk, en ja, dit kry net nie einde nie. Geliefdes, maar nie te min, kom ons saam, en dan gaan ons die naam van die Here groot maak, en dan vra ons pastoor Erik om vir ons so op en met gebed te maak. Baie ons woord sê ons wat saam. Baie dankie ons Hemelse Vader. Here vir die wonderlike voorreg wat ons het. En aan so by mekaar kan kom. Here onder die belofte van die woord, Here waarin ons beloof daar waar 2 of 3 in my naam vergader, daar sal ek in die midde wees. Ek bid dat die Heilige Gees Here elke plek sal besoek, elke een die hulle voet voor die drempel gesit het van die plek van aanbidding. En Here sal aanraak en sal ontmoet die kring van hulle behoefte, begeerte, drang en verlange. Ek wil die prediker in gebed opdra, raak sy tong en lippe aan met die oor van die altaar, dat elke woord wat in sy mond iets gaan vanaand, Here, ons harte sal raak, ons sal beweeg om ons lewe in te rig, in lyn met die Heilige Gees. Ek bid en pleit dit met vele danksegging. Amen. Amen. Kom, my hou, my wat fijne, die wat fijne, die wat fijne.
die liedjie voorspeel. Ek hoor hoe val die ketting voort. Broers en susters, wat julle die liedjie gaan sing vanaand, dan wil ek hê, jy moet vir jouself 'n belofte maak vanaand. Want jy weet, die tyd is nie meer so baie in ons guns nie. Die Here sê, dit is tyd geword dat ons die tyd moet uitkoop. En as ek bedoel, as ons na die liedjie gaan luister, of ons gaan hom sing, wil ek hê, elkeen van ons, my ingesluit, dat ons sal bietjie diep in ons hart sal inkyk, en dat ons daar bietjie ondersoek kan instel, en dat ons kan sien dit wat nog nie daar is, wat ons nodig het, dat ons dit sal inneem, en dat ons Jesus ons besitting maak. Asseblief dan, jy kan staan. Maar voordat ek by my teksvers gaan kom, jy weet, baie kere in ons lewens, as ek die naam mag gebruik, as ons baie hardkoppig, verskoon my taal. As dit kom by begrafnis, en jy gaan natuurlijk nou vir my vra wat ek bedoel daarby is. En ek kom by begrafnis, dan is dit baie moeilik om iemand te kan begewe. Maar dit is baie maklik om 'n broer en 'n suster met 'n klip te gooi. En ek mag nie daar skok vanaand, as ek vir jy gaan sê, is jy bewus dat hulle Jesus ook wil gestenig het? Het jy dit geweet? Wel, ek gaan vir jou nou lees, maar voor ek by my boodskap kom vanaand, wil ek net 'n gebed doen. Jesus, ons Jesus,
Here, ek kom vanaand na U toe, as 'n instrument voor U vanaand, Here. Here, ek wil vir U vra, Here, ondersoek my vanaand. En Here, ek wil vir U vra, dit wat U vir my gegee het, dat ek dit net so sal bring, soos U dit vir my gegee het, Here. Here, laat ek niks sal wegvat nie, of niks sal bysit nie, Here. Here, en seën die woord, is my gebed, en ek sê dankie daarvoor. Broers en susters, die wat ingeskakel is, die Here het vir my 'n lang boodskap gegee. Maar ek gaan net om kort as moontlik hou vir U. My teksvers van my boodskap vanaand is nie waaroor ek gaan lees nie, maar die oorspellige vrou, Johannes 8, vanaf vers 7. Die wat almal daar is, kan net sê amen. Amen. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. Dan gaan ons net 'n entjie verder na Johannes 8, waarvan ons net hier en daar 'n gedeelte gaan uithaal, voor ek by die gedeelte kom wat ek vir u gaan lees. Ek wil net hê u moet net 'n begrip kry waaroor my boodskap vanaand gaan. Julle oordeel volgens die vlees. Ek oordeel niemand nie. Jy moet mooi luister, broers en susters. Dit is Jesus wat hier praat. Dit is vers 15. Dan gaan ons na vers 19 toe. Hulle sê toe vir hom, waar is u Vader? Jesus antwoord, julle ken my nie, en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle ook my Vader geken het. Verskoon broers en susters, is 'n hele paar versies wat ek vir u gaan lees. Vers 32. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Vers 34. Jesus antwoord hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. Vers 5, ekskuus tog, my oor is 'n bietjie swak, 35. En die diensknegt bly nie vir altyd in die huis nie. Die seun bly vir altyd. Dan gaan ek net die volgende vers. As die seun julle dan vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Vers 42. En Jesus sê vir hulle, as God julle Vader was,
sou julle my lief gehad het. Want ek het uit God uitgegaan en gekom. Want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vaders wil julle dien. Hy was 'n mense moordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Nou gaan ek 'n paar versies lees tot en met 59 vanaf vers 45. Maar omdat ek die waarheid spreek, glo julle my nie. Wie van julle oortuig my van sonde? En as ek die waarheid spreek, waarom glo julle my nie? Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie. Die Jode antwoord toe en sê vir hom, sê ons nie met reg dat u 'n Samaritaan is en van die duiwel besete is nie. Jesus antwoord, ek is nie van die duiwel besete nie, maar ek eer my Vader en julle doen my oneer aan. Ek soek nie my eer nie. Daar is een wat dit soek en wat dit ontdek. Oordeel, verskoon tog. Voorwaar ek sê vir julle, as iemand my woorde bewaar, sal hy in die dood in der ewigheid nie sien nie. Toe sê die Jode vir hom, nou weet ons dat u van die duiwel besete is. Abraham het gesterwe en die profete. En u sê, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie smaak nie. Is u dan groter as ons vader Abraham, wat gesterf het? En die profete het gesterwe. Vir wie gee u uself uit? Jesus antwoord, as ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks nie. Dit is my Vader wat my verheerlik, van wie julle sê dat hy julle God is. En julle ken hom nie, maar ek ken hom. En as ek sê dat ek hom nie ken nie, sal ek soos 'n leenaar wees, maar ek ken hom en bewaar sy woord. Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag aan sou sien, en hy het dit gesien en het hom verbly. Verskoon tog broers en susters. Toe sê die Jode vir hom, u is nog nie 40 jaar oud nie, en het u Abraham gesien? Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle,
voordat Abraham was, is ek. Hulle het toe klippe opgetel om hom te stenig. Maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop en so het hy vertrek. Tot sover die woord van die Here. Broers en susters, as ons geluister na die woord van die Here en die gedeelte wat die woord vir ons sê, dan sal ons sien waarmee ons elke dag besig is. Anders as die Bybelstyd sou sonde was die doodstraf om gestenig te word. Maar ons lewe nie meer in die Bybelstyd nie. Maar wat doen u en ek? In plaas daarvan, as ons sou sien ons broers en susters het 'n bietjie afgedwaal, wil ons gewoonlik dit wat hy en sy doen vir almal loop en vertel. Die grootste fout wat u en ek kan maak is om 'n klip op te tel en ons broers en susters daarmee te gooi. Want jy sien broers en susters, die oordeel kom ons nie toe nie. Wie is ek om vir my suster te kan oordeel? Of my broer te kan oordeel? Maar ek het miskien meer sonde as wat hy het of wat sy het. Daarom wil ek vanaand 'n beroep op elkeen van ons doen wat hier binne is, my ingesluit. In plaas om klip te gooi en vinger te wys, laat ons mekaar inhak. Laat ons mekaar bemoedig. Laat ons die liefde van Jesus aan ons broers en susters meedeel. Want Jesus is ons liefde. Want as ek sou my broers of my susters sou seermaak, dan maak ek Jesus ook seer in die proses. Want ons is mos een. Jy sien broers en susters, dit maak nie saak hoe groot jou sonde is nie. Dit maak nie saak wat jy doen nie. Wat my saak maak, is hoe jy 'n situasie hanteer. Want dit is so maklik, soos ek gesê het. As ons gaan kyk na die woord van die Here, dan sien ons godsmanne, die Jode, godsmanne, mense wat die Bybel ken. Hulle het gewag tot Jesus in die sinagoge kom. En dis in die sinagoge van alle plekke. Die tent van samekoms. Jesus was besig om die woord vir hulle te breek. Toe hulle met allerhande vrae na hom toe kom, om hom probeer in 'n struik bring, om hom te laat doodmaak.
Jy sien broers en susters, nadat hulle gesien het, hulle het misluk in alles wat hulle probeer doen, toe het hulle begin kwaad raak vir Jesus. Die man wat sonder sonde is. Die man wat net liefde wil verkondig. Maar jy sien met hy 'n klip van 'n hart wat hulle gehaat het. Het hulle alles geprobeer. Hulle kon dit nie regkry nie. Jy sien broers en susters, dit help nie vandag om te hou wat jy nie is nie. Dit help nie vandag. Jy wil beter wees as jou suster of jou broer nie. U en ek moet leef dit wat die woord van die Here vir ons sê. En uit die woord van die Here wat ek ken, mag jy niks wegvat nie. En jy mag niks terugsit nie. Want sou jy dit doen, dan is dit 'n gruwel in die oë van die Here. Want Jesus bepaal die tyd, die plek en die woorde. Dit sal my niks baat om iets hier by te sit nie, of om iets weg te vat uit die woord van die Here nie. Want dit kom my nie toe nie. Ongelukkig is dit 'n bietjie hard, broers en susters. Maar dit is nie ek wat dit sê nie. Dit is Jesus wat dit vir ons sê. En toe hulle sien dat hulle hom nie kan met 'n vraag skuldig bevind nie, toe het hulle boosaardig geraak. Hulle het kwaad geraak en klippe opgetel. Jy sien broers en susters, waardeur het ons die Jesus gegaan? Hulle wou om doodgooi met klippe. En waarom? Omdat hy die waarheid praat. En die waarheid sal jou vrymaak. So ek wil vanaand vir u vra, ek gaan nie langer ophou vanaand nie. Net soos by die oorspellige vrou, ook godsmanne, die fariseërs en die skrifgeleerdes en die Jode, toe hulle haar vat en bring tot voor Jesus, toe vra hulle vir Jesus, Moses het vir ons gesê, 'n vrou wat oorspel pleeg, moet gestenig word tot die dood. Wat sê u? Jesus het dit afgebuk grond toe, en het met sy vinger in die grond geskryf, en niks gesê nie. En hulle het hom aanhou
met dieselfde vraag vra, tot hy kwaad geword het. En hy het vir hulle gesê, wie van julle sonder sonde is, gooi die eerste klip op haar. En weer afgebuk grond. En toe hy opstaan en sien dat hulle weg is, toe vra Jesus vir haar, vrou, waar is jou beskuldigdes? Het hulle iets aan jou gedoen? En sy sê, nee, Jesus. En hy sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Maar gaan, die Sondag nie meer. Jy sien, broers en susters, as Jesus haar kon vergewe het, wie is jy en ek om ons broers en susters te kan vergewe? Hulle het mos nie iets gedoen wat die dood veroordeel, wat die dood te kort is. Ons plig is om mekaar in te hak, om mekaar te bemoedig, om vir mekaar te bid, om mekaar se laste te kan dra. Dit is wat 'n kind van God moet doen. Nie om mekaar af te druk nie. Want as Jesus dit kan doen, kan ons dit ook doen. En hy gee vir ons die krag om dit te kan doen. Maar ons moet net bidend bly. Mag die Here die paar woorde aan die seun vanaand, broers en susters. En ek wil dit net by u los vanaand. Dat as ons voel, ons het 'n broer of 'n suster te nagekom of iemand, of as jy voel, daar was 'n woordewisseling tussen een of die ander een, wil ek vir u vanaand vra, moenie haar uitstap, as julle dit nie reg gemaak het met Jesus en met hy persoon vanaand. Jy hoef nie na hom te gaan nie. Maar jy kan hom in jou hart, kan jy hom vryspreek. Maar soos ek vir u sê, as ons dit nie sou doen nie, en daai broer en suster kom tot op 'n val, dan is hy of haar bloed in jou hande. En ek glo nie ons wil dit hê nie, broers en susters. So laat ons reg maak terwyl ons nog die kans het. En laat ons leef volgens wat Jesus wil hê ons moet doen. En dit is om te leef volgens sy woord. En dis net die woord alleen wat ons kan losmaak. Tot sover. Ek wil vir u vra vanaand, u wat voel, u wil 'n gebed hê vanaand. Ek weet die spasie is klein vanaand. Maar jy kan net agtertoe gaan. Ons sal vir u bid. Dit maak nie saak wat dit is nie.
Dis 'n saak vir Jesus en vir jou. So jy staan jy vry om te gaan tot hier agter. As jy moet gesalf word, dan sal jy self. As daar moet hande opgelê raak, dan moet daar hande opgelê raak. Want dit is wat die woord van die Here vir ons sê vanaand. So ek wil u vra. Jy kan agtertoe beweeg, ons sal vir u bid. Mag die Here die woorde seën. Die wat siek is, wil ek jy moet ook agtertoe gaan vir my. Moenie uitstap vanaand, broers en susters. As jy nie een van dit gedoen het vanaand nie. Teruggaan in die Ou Testament. As 'n vrou van man rondgeloop het, dan het hulle hom gestenig. As iemand doodgemaak het, hulle hom gestenig. Maar ons het die genadekans van Jesus Christus. Wat vir ons sterf. Wat 'n groot voorreg is dit. Werkelijk de God van liefde. Kom, ons beweeg in sy liefde. Geliefdes, kom ons staan, dan gaan ons die dieners en offergawes opneem en dan gaan ons my susters sê jy moet ons afspreek. Thank you.
Here, dat ons nie net hoorders sal wees nie, of vergeetachtige hoorders sal wees nie, Here, maar dat ons sal te toepas, en dat ons sal uitleef. Vergewe, die wat vergewe moet word. Here is nie ons om te oordeel nie. Wie is ons? Ons het gesondag, en U het ons vergewe. U het ons onder die voete van die see gegooi, en U het gesê om nooit weer daaraan te dink nie, en ons mag nie vingers wys na ander nie. Leer ons, Here, leer ons aangaande U woord, dat ons dit ter harte sal neem, Here, en dat ons sal besef, die woord is daar om ons te leer hoe om hierdie pad te bewandel, en hoe om met ons medemense saam te werk. Ek sê vir U baie dankie, Here, vir die woord, vir die musiekinstrumente, die musikante. Dankie, Here, vir alles vanaand. Ons is bevoorreg, Here, en ons is dankbaar vanaand dat ons kan opkom na U huis toe. Ons wil vra dat die een en elkeen onder die bloed van Jesus sal bly, waar ons na ons verskillende wonings sal gaan. Here, dat ons sal toepas dit wat ons gehoor het, en dat ons altyd hoor, en dat ons dit nie sal begrawe nie, maar dat ons daaraan sal werk, Here. Dat ons sal werk maak daaraan. Ons sê vir U baie, baie dankie daarvoor. Wees met ons in hierdie week wat onbekend is. Ons weet nie wat vir ons voorlê nie, maar ons weet, victory is mine! Satan, leave me behind! Victory is mine! En ek sê vir U dankie daarvoor, Here. Amen. Nou mag die genade van God onze Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, rus en bly met ons van nou af, tot in ewigheid. Nou maar wat het geloof sê. Amen. Welkom, 4 uur begin ons weer met die boodskap asseblief. Kom my even hier.